Kyk hier, dit is vandag vir my regtig weird om hier te staan en ek doen nie die afkondigings nie. Dis soos, waar is my eerste afkondiging, hy is nie meer hier nie. Ek wou sê, dit laat my net tuis voel. Maar julle, behalwe die weirdheid, soveel soos hoe weird dit vir my voel, hoe regtig bevoorreg is ek vanoggend om hier te kan staan. Dit is vir my regtig 'n geweldige voorreg en soos Neil sê, ek vertrou regtig dat die Here vandag met julle sal praat deur my en dat die waarheid wat gesê gaan word vandag, dat julle dit sal vat vanuit die woord, van dit wat die Gees vir julle wil kom bedien mee. Dit gaan nie soveel oor my nie, maar dit wat die Here vir julle wil kom sê. Almal van ons weet, ons is besig met die reeks Genesis, ons gaan so 'n bietjie deur Genesis gaan, nie net, wel, as julle nou gedink het, hy preek lekker hier, moet julle sy 2 vorige preke gaan luister oor Genesis, regtig 2 amazing preke. Die eerste Sondag was gewees oor die skepping, en mens dink, wat kan 'n mens nou nog preek oor die skepping? Maar gaan luister dit. Neil het regtig net weer daai hoekom is ons geskep? Die skepingsdoel, dat God met ons in 'n verhouding wil staan. En dit is vir ons as mens moontlik gemaak deur die kruis. Laasweek was dit daai moeilike een gewees. Eva wat verlei is deur Satan, maar hoe Satan nog steeds vir ons kom mislei, met klein goedjies julle, hy kom nie met die groot ding nie, hy kom met klein goedjies wat vir ons rustig hou in daai misleiding, en dan weet ons dat God se woord is die enigste wat vir ons kan die waarheid bring. Satan, hy is die misleier, maar God se woord, dit is ons anker, dit is daai tool wat ons nodig het om in die waarheid te loop. En vandag het ek nou die voorreg om met julle te praat oor God as ons regverdige regter. Is 'n moeilike een hierdie, want ons gaan bietjie praat oor sonde, en ons gaan bietjie praat oor die gevolg van sonde. Maar ons weet dat God is 'n goeie God. Dit is my so amazing van vanoggend wat ons gebid het, vandat ons daar is, hoe almal dit wat die Here vir hulle wys, DG die songs van worship, en hoe ek net al hoe rustiger kon word en weet, Here, U het hierdie preek geskryf. Want alles is dieselfde. Die hele lyn wat God vir ons wil sê vandag, is al van gebed, 8 uur, is hy besig om dit deur te trek. Heel eers wil ek sommer net vir julle sê, as regter, ek het daai Hebreëse woordjie gaan opsoek, en die Hebreëse woord vir regter is shofet. Wel, so vet, dink ek, dit klink amper so, ja, shofet, ek weet nie of ek dit reg uitspreek nie. En wat beteken dit? Dit beteken regter. God is ons regter, dit verwys na die geregtigheid van God. Julle, dit verwys dat regter van die mensdom, is God die enigste een wat bevoegd is, om die motief van ons hart en ons dade te mag oordeel. So as ek nou vir julle sê, God is die enigste een wat bevoegd is, dan wat beteken dit? Ons is mos nou nie bevoegd nie. Ons het nie die bevoegdheid om iemand anders se woorde en dade en aksies te gaan oordeel nie. Maar God is ons regter, en hy is die enigste een wat bevoegd is. As ons kyk in plain Afrikaans, julle, wat doen 'n regter? 'n Regter kyk na dit wat jy gedoen het, en hy sê, wat gaan die gevolg wees daarna? As ons nie voor vandag die erns van daai besef het nie, is dit regtig my hart en my gebed, dat ons vandag herinner sal word, dat alles wat ons dink, alles wat ons sê, en alles wat ons doen, deur God geoordeel gaan word. Hy gaan kyk daarna, en daar gaan 'n oordeel wees. Ek lees nou die dag, lees ek 'n artikel, en dit het 'n storie in, en die ou stap in 'n straat, en hy stop 'n random ou, en hy sê vir hom, Sir, do you know what the 2 biggest problems is in our world? En die ou wie hy nou gestop het, hy kyk hom so aan en hy dink, seriously? En hy sê vir hom, I don't know, but you know, I really don't care. En die ou wat vir hom die vraag gevra het, sê vir hom, Sir, it seems like you've got both problems. I don't know, but I don't care. En dit het my eintlik so bietjie laat dink. Toe dink ek oor my en my gesin en ons samelewing. Julle, besef ons nog regtig wat die waarheid is? Besef ons nog regtig dat wat is die gevolg van dit wat ons sê en dit wat ons doen? Of het ons daai whatever houding? Ag, whatever. Jy weet, regtig. Jy sien, wat kan hierdie nou doen aan my? Wat gaan nou gebeur? Die sleg ding is dat die meeste mense nie meer besef wat is die gevolg van dit wat hulle doen nie. Hulle sien nie meer die krag van hierdie oordeel nie. En ons sien dit in ons skole, julle. Kinders wat nie meer respek het vir onderwysers nie. Want onderwysers mag niks meer doen nie. Kinders sien geen gevolg van die disrespek wat hulle in die skole het nie.
Of die ander ding is ouers wat so vinnig die kinders se moeilikheid vir hulle wil hanteer. Jy weet, my Johannesie gaan nie so sukkel nie. Nee, rarig, nee, kyk. En jy sê, my Johannesie het dit gedoen, sorry. Ek bly saam met hom, ek weet hy sal nie dit gedoen het nie. Ons tree in die bres in en ons laat nie dat ons kinders die gevolg dra van hulle aksies nie. So hulle gaan nooit weet wat beteken dit om 'n gevolg te hê nie. Want ons spring vinnig in. Julle vinnig, my arme seun het 'n buskaartjie gekoop Vrydag aand om Potchefstroom toe te gaan en ons staan Vrydag aand daar, ons wil hom wegvat en die bus kom net nie uit nie en ons later bel en die vrou by die kaartjiekantoor sê, maar die bus het al 7:50 gegaan. Die bus is van Potchefstroom na Parel toe bespreek. Nie van die Parel af Potchefstroom nie. Arme kind, R800 in die water. Hy moes onmiddellik weer 'n kaartjie koop. R1,600, dis nou nie meer R800 nie. Jesus, en hierdie mamma hart is soos, kan ons nie dit betaal nie? Kan ons nie dit vir hom teruggee nie? Kan ons nie, en prys die Here, ek was besig met hierdie ding, dat ek hierdie woord besig was om te doen, anders het ek dalk my kredietkaart gesê, Floris, Bokka, maar kan vir jou nou sê, Gerrit Stemmet sal nooit weer 'n verkeerde kaartjie boek vir hom nie. Hy sal baie mooi kyk wat hy doen en hoe hy dit doen. En dit is wat ons van mens, julle baie keer, gaan ons sê, ons word uitgenooi na Halloween partytjies en goed, en dan trek ons soos hekse aan en ons loop rond met hierdie goed en ons is op ungodly ground, man, ons neem deel aan goed en ons uit onkunde besef ons nie. Maar ag, whatever, wat kan nou gebeur? Ek trek mos nou net aan soos 'n heks, man, ek is mos nie een nie. Wat ons? Hoe lyk dit dan nou? Of ons gaan in allerhande goed en ons is besig met hierdie of een aand se lekker kuier. Ons besef nie, jy weet, en dinge gebeur gaan bietjie te ver. Maar 9 maande later sit ons met 'n verantwoordelikheid te groot vir wat ons het. Want ons besef nie, ons sien nie dalk nou die gevolg nie. Die gevolg is nie, dit manifesteer nie nou onmiddellik en ek raak nou siek, nou net dat ek oor die lyn getrap het nie. Maar weet julle wat, 10 jaar along the line staan ons daar en iets gebeur in ons lewe, en iets gebeur en ons staan daar en ons sê, Here, waar kom hierdie vandaan? Hoe is dit moontlik? Here, ek leef 'n lewe naby aan U. Wat is sonde? Here, ek het niks verkeerd gedoen nie. Ek lewe 'n regte lewe. I worship you, God, I love you. Maar ons vergeet van 10 jaar terug, wat ons uit onkunde in 'n huis was saam met studente, glasie gespeel het en gedink is 'n hengse grap en daai skuiwer het net beweeg en almal het gelag, but nothing else happened. Ons sien nie die gevolg raak van die dinge wat ons nou onmiddellik doen nie. Ons moet eintlik hierdie prentjie, as ons praat van God die regter, moet ons in hierdie prentjie net in ons gedagtes hou, van die regshof, God as regter wat daar sit, Jesus aan sy regterhand, wat namens ons intree by hom. Maar saam met God en saam met Jesus in hierdie regshof is Satan. En Satan loop soos 'n brullende leeu daar rond. En hy watch jou, Mattie. Hy kyk presies wat jy doen en wat jy sê op aarde. En as jy verkeerd doen, dan is hy klaar daar. Here, sien nie wat het Karen nou weer daar gedoen. Check net 'n bietjie daar. In Hosea 4 vers 6 staan daar, my volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis. Omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp. Sodat jy vir my die priesterampt nie sal bedien nie. Omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal ek jou kinders ook vergeet. Julle, die Here roep ons nie hier almal tot doktersgrade in teologie of iets nie. Ek sal weghardloop as dit van my verwag word dalk. Maar wat ek wel kan doen, is waarvoor God ons roep, is hy sê, weet jy, ek roep jou tot kennis en kundigheid van wie ek is. Ek roep jou tot in hierdie intieme verhouding saam met my, tot in my hartskamer, sodat jy deel kan hê aan dit wat ek vir jou instoor het. Ek roep jou na hierdie vrede en vreugde van my, en hierdie volheid van hierdie lewe wat ek vir jou het. Ek roep jou nader na my toe. Hy wil hê ons moet weet hoe lyk sy oneindige liefde vir ons. Hy wil hê ons moet weet hoe lyk sy liefde, sy vrede en sy vreugde. Maar saam met dit, het ons God die skepper, God ons redder, God ons Here, saam met dit sê hy, maar ek wil hê, jy moet weet, hoe lyk ons? Hoe lyk my karaktereienskap as God die regter? Ons moet weet dat ons gevolge, julle, wat van ons sonde nie onmiddellik is nie, en dit is nie altyd iets wat in ons liggaam manifesteer, of iets wat in ons lewe gebeur nie.
Die grootste plan van die vyand, die grootste aanslag op elke een van ons lewe, van Satan, is om ons te verwyder van God, is om ons verhouding met God te breek. Hy wil hê dat ons nie hoop kan sien aan die einde van ons situasie nie. Hy wil hê dat ons aandag moet weggetrek wees van dit wat ons doen en die gevolge daarvan. Hy wil hê ons moet in onkunde bly. Hy wil hê ons moet op 'n plek kom waar ons sê, ek glo nie meer in die Here nie. Waar is die Here? Kyk wat gaan hier om my aan, man. Kyk hoe lyk dit hier. Ek bid en ek bid en ek bid, maar niks gebeur nie. En dit is wat die Satan wil hê. Dis waaroor Neil laasweek gepreek het. Oor Satan se misleiding, die vals prentjies, die vals gedagtes, die vals lering wat hy vir jou kom implant, wil ek amper sê. En wat ons doen, ons partner baie keer daarmee. En ons loop met hierdie vals prentjies van dit wat die vyand in ons geplant het. Ek het in hierdie tyd van voorbereiding het ek op 'n ou afgekom, Asaf. En Asaf was nou DG in koning Dawid se tyd. Hy was die koorleier. DG, jy's ons koorleier. Maar Asaf was lief vir die Here. Hy het die Here gedien, hy het hom gesoek, hy het 'n noue pad met die Here gestap, maar hy kom en in Psalm 73 vers 11 sê hy, "Does the Most High even know what's happening? Look at these wicked people, enjoying a life of ease, while their riches multiply. Did I keep my heart pure for nothing? Did I keep myself innocent for no reason? I get nothing but trouble all day long. Every morning brings me pain." En dalk het ons al so gevoel, julle. Dalk het ons al gevoel dat die Here sien ons hier raakie. Ek is in hierdie omstandighede, Here, waar is U? Dalk het iemand al voor jou gesit, wat net nie meer hoop kan hê nie. Wat net nie meer die hoop sien nie. Julle, ons gaan nie alles verstaan wat met ons gebeur nie. Ons gaan nie alles verstaan en hoekom dinge in ons lewe gebeur nie. En ons gaan vandag 'n bietjie kyk na Noag. In Genesis, ons gaan verder stap in Genesis. Maar Noag kon sekerlik ook nie verstaan toe die Here vir hom daai instruksie gee nie. En sy oordeel vertel nie. Noag was ook so half, Here, regtig? Maar enig wat ons van Noag kan leer is, hy het nooit ophou glo en hy het nooit ophou vertrou aan die Here nie. Hy het sy lewe en sy waarheid en sy geloof in God die Vader gesit, en niemand anders nie. Ons weet wat het die mense om ons gesê, hy is bespot man, is jy normaal man, wat is jy besig om te maak hierso? Die mense het nie geglo in wat, amper sê ek Jona, Noag geglo het nie. Hy het geweet, Noag het geweet, God is goed. God is goed, en in sy besluit het hy gerus, en hy het voortgegaan in gehoorsaamheid. Hy was gehoorsaam aan God. Hy het nie geluister wat die mense om hom gesê het nie. Ek dink sommer, toe ek hier gekom het, toe dink ek aan hy God's Not Dead movie, waar die ou gesê het, God is good. En dan sê julle, all the time. Ek sê all the time, en dan sê julle, God is good. God is goed, hy is altyd goed, julle. In Genesis 6 vers 5 tot 6, toe die Here sien hoe groot die verdorwenheid van die mens op aarde is, en dat hy sy lewe lank net slegte dinge bedink, was die Here bedroef daaroor, dat hy die mens op die aarde gemaak het. Dit het hom diep gegrief. In Genesis 6 vers 12 staan daar, hy het die aarde gesien, dit was korrup. Elke mens op aarde was verrot. Yes, like. Dis nogal serious. Klink dit nie maar 'n bietjie soos hoe ons wêreld ervaar vandag nie. Dis oorlog, die perversiteit, die LGBTQ goeters. Ons kies net wat ons wil. Ons kan wees net wat ons wil, ons kan nie instap en sê ons is niks, ons voel nie vandag soos ietsie. Hierdie is nie 'n Ou Testament ding nie, julle. Adam en Eva, dis Kain en Abel het doodgemaak. Toe kom ons by Noag, toe gaan jy aan. Ek het deur die Ou Testament eenslag gegaan en dit is soos, Here, ek wonder waar my geduld sou ek so baie genade gehad. Die Here het nou net vir hulle water uit 'n klip gemaak, dan draai hulle rug weer om, dan mou hulle weer. Dan kom die Israeliete weer en dan gee die Here vir hulle alles en dan bou hulle weer 'n goue kalf. Dis soos, wow, maar is dit nie waar ons is vandag nie? Is dit nie hoe die wêreld vandag doen nie? God gee vir ons alles. Hy gee vir ons alles. Maar ons draai ons rug op dit wat die Here vir ons sê. Selfs Paulus het in Romeine daarvan geskryf, in Romeine 3 vers 9 tot 12. Waarop kom dit neer? Dat ons wat Jode is voor God beter is as ander? Hoegenaamd nie. Ons het immers reeds duidelik aangetoon dat die Jode sowel as die nie-Jode
almal onder die mag van die sonde verkeer. Dit is soos die skrif sê, niemand is goed nie, selfs nie een nie. Daar is nie een wat verstandig is nie. Niemand wat ernstig na God soek nie. Sjoe, niemand wat ernstig na God soek nie. Almal het hulle rug op God gekeer. Almal het sleg geword. Daar is niemand wat die goeie doen nie, selfs nie een nie. Maar God is goed. Dit is wat ons vandag moet weet. Ons as mense draai ons rug op die Here. Ons as mense kies om ongehoorsaam te wees. Maar God bly goed. Sy genade vir my en jou is altyd daar. Altyd. Dis ons wat ons eie besluite neem, julle, en ons besluite volg. En dis eintlik hierdie vrye wil wat God ons gegee het, wat ons so in die moeilikheid laat beland. Dis hierdie vrye wil, hierdie eie keuse. Ek weet wat ek gaan doen. Jy sê, nee, het laasweek daai prentjie van die Harak gehad. Jy sê nie vir my nie. Ek weet wat ek wil doen. Craig Rousseau het gesê, hy het iewers hierdie stelling gemaak, if love is a choice, suffering is a possibility. Met ander woorde, julle, God het vir ons hierdie keuse gegee. As hy nie vir ons die keuse gegee het om te kies om hom lief te hê nie, hoe sou daai liefde gelyk het? As jy nie kon kies nie, en jy's dalk vasgemaak in 'n huis, of daar in die tuin van Eden om 'n boom, en hy bring net elke dag vir jou vruggies, en jy kan die hele skepping en alles wat hy vir jou gegee het, net van hierdie een perspektief af sien. En hy sê, okay, nou moet jy vir my lief wees, want ek gee dan immers vir jou kos. So hoe sou daai liefde gelyk het vir jou? Sou dit daai ware liefde gewees het? Nee, God het ons geskep in 'n skepingsdoel om in 'n ware verhouding, 'n intieme verhouding met hom te staan. En al hoe ons dit gaan regkry, is om dit self te kies. En dat dit van ons kant af kom, en dat dit hier van ons diep hartskamers afkom, en sê, Here, met alles in my soek ek U. Met alles in my, Here, wil ek U lief hê. So die feit dat ons kan kies om God lief te hê, dit maak liefde moontlik. Maar nou is die realiteit, as ons liefde kan kies, dan kan ons ook die verkeerde ding kies. Dan kan ons ook kies om verkeerd te doen en verkeerde keuses te maak. En dit is wat die Israeliete gedoen het in daai tyd by Noag. Hulle het oor dieselfde dinge gedoen. In welis, in woede, in haat en in alles. Dit was verrot. Nou ons dink, ons wêreld is verrot. Wat het daar aangegaan ook? Wat het daar aangegaan dat die oordeel van God so lei? Julle, wat doen sonde? Sonde veroorsaak die pyn en die lyding en die dood. En die fisiese dood ook hier, julle. Sonde veroorsaak nie net fisiese dood nie, dit veroorsaak 'n geestelike dood. Daai plan van Satan wat ek net nou van gesê het. Die geestelike dood wat jou so shameful maak van hierdie ding wat ek al die hele tyd verkeerd doen, niemand mag net weet nie. En ek voel so unworthy om in die teenwoordigheid van God te kom, dat ek nie meer Sondag deur die deur wil stap nie. Want as ek kan nie dit doen, en dan dink ek, maar die Here, ek moet nou kom luister, en ek is goed genoeg om hier in die Here se teenwoordigheid te sit nie. Dis juis wanneer die Here ons roep, dis juis dan wat hy sê, kom na my toe. Kom sit in my teenwoordigheid, dat my liefde en my genade hierdie kettinge kan kom breek oor jou lewe. Romeine 6 vers 23 staan daar, die loon wat die sonde gee is die dood. Dis die dood, julle. En dis juis hoekom ons op die woord van God moet mediteer, en ons moet leer, vir God leer ken, vir wie hy is, die karaktereienskappe, sodat ons in die waarheid en in oorwinning kan loop. Ons dink so baie net aan, ons praat nou ook baie oor die gevolg van sonde en wat dit aan ons doen. Maar kom ons kyk 'n bietjie hier in Noag se tyd, julle, wat doen dit aan die Here se hart as ons kies om verkeerd te doen? Hoe moet die Here voel wat afkyk na sy kinders? Ons lees in Genesis 6 vers 5 tot 6. Toe die Here sien hoe groot die verdorwenheid van die mens op die aarde is, né? Dat hy sy lewe lank net slegte dinge bedink, was die Here bedroef daaroor dat hy die mens gemaak het. Dit het hom diep gegrief. En ek kan sien, ek kan net dink hoe die Here moes gehuil het. Julle, ek kan dink hoe ek as 'n ouer moes voel. As ek my kind groot maak in die weë van die Here, en ek is lief vir hom, en ek doen vir hom alles, en ek ry vir hom op en af, kyk, in die laerskool ry jy nog baie vir sport, en wel,
As jou kind rugby speel, dan ry jy ook baie op en af. Op en af, op en af, en jy maak snacks en jy bederf, en met verjaarsdae sit al hierdie honderde reëlings, en jy is net lief vir hom en gesels, en dis net lekker, ons veilige plek in hierdie huis, vol liefde, vol vreugde en alles. Maar eendag kom jou kind, en hy ontmoet die verkeerde maats, hy ontmoet die verkeerde vriende, en hy word vasgevang in die wêreldse misleiding van die plesier, en van die tydelike geluk en vreugde wat vir hom daarin opgesluit is. En hy kom en dit wat jy bied vir hom by die huis is nie meer goed genoeg nie, en hy sê, dis jammer, ek wil nie meer deel hê hier nie. En hy draai sy rug op jou en hy gaan, en jy weet waantoe hierdie traject op pad is. Ek sal stikkend wees, ek sal huil as een van my seuns hulle rug op my moet draai, op my Floris as ouers. Maar net so het God gevoel. En hy voel vandag nog steeds so. Maar deel van hierdie bedroefheid en die gegriefheid, toe ek nou so lees en toe besef ek, weet jy wat, ek dink nie hierdie bedroefheid en hierdie gegriefheid van God is net omdat ons so verkeerd doen nie. Hy kyk nie net vas in die sonde nie. Ek dink God sien hierdie, want hy het vir jou en my geskep, hy het gedroom oor ons, hy weet presies wat hy vir jou in store het. Hy kyk af en hy sien, sy mis daai liefde, sy mis daai vryheid, sy mis daai oorwinning, daai wat ek vir haar beplan het, sy's besig om dit te mis, want sy's so vasgevang in dit wat Satan oor haar voor haar kom gooi. En hy kyk en hy sien, you are missing everything I've dreamed about. Ek wil nie eendag in die hemel kom en die Here sê vir my, "Jesus Karen, maar ek het vir jou soveel meer in store gehad. Daar was soveel ander goed waar ek jou kon gebruik en soveel ander dinge. Maar jy het die hele tyd gekies om nie te luister nie. Jy was ongehoorsaam." Ek wil nie daar wees nie, julle. Ek wil alles hê. Ek het FOMO. Ek wil alles hê. Here, ek wil alles weet. Sê vir my, ek wil daar wees. Ek wil nie uitmis nie. Mag ons so wees oor dit wat die Here vir ons in store het. Want dis wat hy vir ons sê, dis wat hy het gekyk na die Israeliete en hy moes daar sit en dink, maar weet julle wat het ek vir julle beplan? Weet julle wat is daar? Weet julle, wat is julle besig om uit te mis? Sonde raak God se hart nog steeds, julle. So hoe het hierdie liefdevolle, ons praat van God as die liefdevolle God, die Here, die vol vreugde, en sy genade is baie groot, maar hoe reageer 'n liefdevolle pappa as sy kind aanhou sy rug teen hom draai? Spreuke 23 vers 13 tot 14, ons as ouers ken hom. Moenie huiwer om 'n kind te straf nie, want as jy hom slaan, red jy sy lewe. Jy moet hom juist slaan om hom van die dood te red. Okay, kom vaders, moet nou nie dit ernstig opneem hier op Vadersdag nie, okay? Floris het hierdie skrifgie baie gebruik, net Dawie. Ons like it. Maar nou wil ek vir jou sê, hierdie is realiteit. Hierdie is 'n kwaai realiteit wat ons nie nou wil sien nie. En net soos ons sê, ons gaan ons kinders dissiplineer, want ons is lief vir hulle en ons wil nie hê, Jessie, what can go wrong as ons nie ons twee seuns gedissiplineer het, jy weet, ons Floris is 'n jagter en sy garage lyk soos 'n toolfabriek, jy weet, ons sou dalk die twee manne aan mekaar moes, ek weet nie, hulle sou mekaar vasgeweld het aan iets, of die pellet guns gevat het en mekaar geskiet het, of hulle was nie so seer in my goed nie, hulle sou nie 'n lakens gegryp het en van die dak afgespring het, alhoewel met Dawie is als moontlik, maar anyway, so as ons hulle nie gedissiplineer het nie, yes, wat kon die uiteinde gewees het? As hulle met messe rondgehardloop het, sonder dat jy vir sê, hey boetie, luister, hierdie is nie net 'n lepeltjie waarmee jy rond het, daar is 'n skerp punt, en as jy dalk met hom val, kan hy dalk jou oog uitsteek, of nog erger, jy kan in dit val en baie seer kry. Het help ook nie, ons sê dit net nie, ons moet reageer en konsekwent wees op die dissipline, en dit daar moet 'n gevolg wees, as dit dan gebeur. So God is 'n regverdige regter, julle. En hierdie skrif, wil hy vir ons kom sê, ek is 'n God van liefde, maar ek is 'n God wat regverdig is. En as daar straf kom, of daar iets oor jou pad kom, wat vir jou voel, asof dit straf is, dan is dit omdat ek vir jou lief is, en ek jou wil red van die dood. Ek wil jou red van die ewige dood. Dissipline is nooit lekker nie. Kyk, ons maak nou grappies.
Dit is nie vir een ouer en ek weet dit. Dit is nie lekker nie om jou kind 'n pak slaag te gee nie. Dit is nie lekker om 'n straf uit te deel nie. Maar as dit vanuit 'n hart van liefde kom, julle, is dit so nodig. Is dit so nodig om te weet jy is besig op die verkeerde pad. Dit waarmee jy nou besig is nie die regte pad nie. In Hebreërs 12 vers 4 tot 10 staan daar: Julle het nog nie so teen die sonde weerstand gebied dat dit vir julle 'n stryd om lewe of dood geword het nie. Julle het ook vergeet van die aanmoediging wat tot julle as kinders van God gerig word. My kind, moet dit nie gering ag as die Here jou tug nie, en moenie mismoedig word as hy jou teregwys nie, want die Here tug hom wat hy liefhet. Hy straf elkeen wat hy as kind aanneem. Verdra dus die opvoeding, want God behandel julle as sy kinders. Is daar miskien 'n kind wat nie deur sy vader getug word nie? As julle nie getug word soos al die ander nie, dan is julle nie werklik sy kinders nie. Verder, ons het ons aardse vaders gehad wat ons getug het, en ons het vir hulle eerbied gehad. Sal ons nie nog des te meer aan die hemelse Vader onderwerp en lewe nie? Ons vaders het ons wel 'n kort tydjie na hulle goeddinke getug, maar hy tug ons tot ons beswil, sodat ons in sy heiligheid mag deel. Wat 'n voorreg is dit nie, om te dink, God tug ons, hy dissiplineer ons, want weet jy wat, hy wil jou reg hê om in sy heiligheid deel te hê. Hy is besig ook om vir jou plekke voor te berei in die hemel, hy is besig om vir jou hierdie pad oop te baan, sodat jy saam met hom eendag kan stap, sodat jy saam met hom eendag in die heerlikheid en in die heiligheid en die glorie van God kan wees. Julle, dis wie ons God is. Ons God is nie daar wat in die hemel sit, en hy sit met sy sweep, en hy check, en hy kyk, en hy wag, en hy sê, yes, daar het Karen weer, kyk, hy vark in haar hart, kom, hier, nou is dit weer tyd vir straf, is lang genoeg gewees. Kyk wat het Floris nou weer gedoen, kom, bring dit aan, kom ons net 'n bietjie straf uitdeel hier nie. Dis nie wie God is nie. Ons God is 'n God vol liefde, maar hy is regverdig. En daar is 'n gevolg vir dit wat ons doen. Hy is so verskriklik lief vir my en jou. Besef jy vandag dit? Dat daai liefde van God kan ons nie eers dink nie. En partykeer lees ons die woord en dan dink ons, en veral met Noag, as jy kyk na Noag, en jy dink, Here, was daar nie 'n ander manier om hierdie dissipline toe te pas? Hierdie is dan bietjie rof hoor. Hierdie is dan nou regtig. Ek kan dan 'n bietjie iets anders dink. Jy praat hier van slaan die kinders. Ons kan dalk hulle 'n paar pak slaas gegee het. Maar een ding soos ek daaroor gedink het, besef ek net, julle, God is heilig. God is Here. God is die Almagtige. Hy is liefde. Hy is goed. Hy is die Papa wat presies weet wat is nodig om hierdie storie 'n mooi, liefdevolle en 'n suksesvolle, regverdige uitkoms te gee. In 1 Johannes 1 vers 5 staan daar. Nee. So as ons twyfel in hierdie goedheid van God, in hierdie volmaaktheid, en ons kyk na Noag en hierdie oordeel wat hy vel, en ons twyfel in God en sê, Here, hoe is dit moontlik, hoe kan jy hierdie toelaat? Dan wil ek vir jou hierdie skrif gee. 1 Johannes 1 vers 5. En dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het, en aan julle verkondig. God is lig, en geen duisternis is in hom nie. So whatever God is busy doing in your life, hy laat dit toe, dis nie vanuit 'n lelike hart, vanuit 'n hart van ek wil jou 'n bietjie 'n ding wys of twee nie. God kan nie sleg dink nie. Hy kan nie iets sleg oor jou wil laat doen nie. Hy kan nie. Hy sal nie. Dit is nie wie hy is nie. Hy's heilig. Hy's sonder sonde. Daar's geen mate van duisternis in hom nie. Genesis 6 vers 13. God is liefde, maar hy's regverdig. Toe sê God vir Noag, ek het besluit om 'n einde te maak aan alle mense, want deur hulle toedoen is die aarde vol geweld. Ek gaan hulle saam met die aarde verdelg. Weet julle hoe moeilik moes dit vir God gewees het? Die gevolg van die Israeliete se sonde, daar waar hulle besig was, hulle was verrot, hulle was vuil, hulle was naar. Sê God, ek gaan hulle almal, ek gaan die aarde verdelg. Dit moes vir hom baie moeilik gewees het.
Maar weet julle wat, dis vir God baie meer belangrik, dat ek en jy 'n lewe in 'n verhouding met hom het. 'n Lewe saam met hom in die ewigheid kan gaan beerwe, as om vir ons alles te gee op aarde wat ons aan wil hê, en dink ons moet kry, en dink wat ons moet doen. Kyk, ons dink ons weet. Maar vir God is dit belangriker om jou eendag in die ewigheid saam met hom te hê. Dit is vir God baie meer belangrik, julle, as om vir ons te gee net wat ons wil, en ons toe te laat om te doen dit wat verkeerd is, en te sien dat hierdie traject is besig om op die dood uit te loop. He will never leave you. He will never leave you. He will not forsake you. Want hy wil hê, jy moet deel hê aan sy heiligheid en sy ewigheid, eendag. Dan kan ons die vraag vra, maar Here, was dit nodig om almal daar te laat verdelg? Hoekom die hele aarde, al die diere, alles, behalwe Noag? Die woord is baie duidelik, vers 9, Noag was 'n opregte man, die enigste onberispelike persoon in daardie tyd. Genesis 6 vers 9 sê, but Noah found grace in the eyes of the Lord. These are the generations of Noah. Noah was a just man and perfect in his generations, and Noah walked with God. Afrikaans, maar die Here was Noah goedgesind. Wat volg is die geskiedenis van Noag. Noag was 'n opregte man, die enigste onberispelike persoon in daardie tyd. Maar luister hier, hy het God se wil deurgangs uitgeleef en 'n noue verhouding met hom gehad. En dit is deel van ons hoop. Dit is waarin ons hoop is. Ons wat God kies, ons wat in hierdie noue verhouding met God stap en wie ons geloof en ons vertroue in God plaas, ons sal die guns en die genade van God ervaar. Dis ons wat gaan kies. Maar dis ons hoop. Die rede hoekom ons baie keer goed in ons lewens ervaar, julle gaan ons nie weet nie, ons gaan nie weet hoekom die Here seker goed toelaat in ons lewe nie, ons gaan nie weet. Ons sit daar en ons sê, Here, why? Maar ons moet weet dat niks wat in jou lewe gebeur, sal sonder koninkrykswaarde wees nie. Daar is niks wat met jou gebeur, wat nie kan uitloop tot op 'n testimonie, waar jy ander mense kan bemoedig nie, waar jy die lig in ander mense se lewens gaan wees nie. Maar in hierdie tyd was die Israeliete nou al verby. Kyk, hulle was nou verby heelmaak. Hulle is op daai Monopoly bord reguit. Hulle het nie gestop nie. Hulle is reguit verby die begin. Hulle het nooit gestop om vir die Here te sê, Here, hier is ek, wag, ek stop. Ek draai nie. Hulle het nie hulle R200 ingesamel nie, julle. Hulle is reguit verby dit. Maar hulle is reguit in die oordeel van die Here in. En hier toe die Israeliete so aangaan, julle het die Here nie daar in die hemel van sy bank afgespring en die remote gegryp en die pausknoppie gedruk en gesê, ons gaan hier aan nie. Here, wat het ons hier gemaak nie? Waarmee is hierdie mense besig nie? Nee, being God, het hy alreeds 'n plan gehad. Hy het alreeds geweet. En Noag was sy plan. Noag was die een wat hy sou gebruik het om hierdie reddingsplan van hom te implementeer. Nou het dit beteken Noag was sonder sonde? Nee. Ons weet dit, want daar is niemand wat sonder sonde is nie. Net Jesus was sonder sonde. Maar Noag het gekies om 'n onberispelike lewe te lei. Noag het gekies om sy vertroue in God te sit. Sy geloof in God te sit. Hy het daai ark gebou en die mense het hom uitgejou. Dink aan daai omstandighede. Hier is jy besig en ek wou foto's en goed opsit, maar dit is nou nie vir my deel van die ding nie. Daai boot is nogal groot, hoor. Daar's 'n real life iewers in, ek weet nou nie meer waar nie. Waar? Ja, iewers. Gaan Google dit. Die replika. Dis 'n huge ding. Dit het hom 75 jaar gevat om daai ding te bou. Dink net gou as jy vir 70 jaar vashou aan God se geloof, jy alleen, jy en jou gesin, en die res van die wêreld jou toe. Die res van die wêreld kom en hulle sê, jy's mal man, wat is jy besig om te doen? Reën, waar wil jy gaan seil met hierdie boot? Wie gaan almal in hierdie boot in? Om 'n Christen te wees en om die regte ding te doen en om 'n gehoorsame lewe te lei aan God, is nie maklik nie. Dit gaan nooit makliker raak nie. Dit gaan nie makliker raak nie, newsflash, nie in ons lewe nie. Maar God gee altyd 'n antwoord, daar's altyd hoop in God.
altyd 'n prentjie waarna ons kan uitsien. Hoop in sig, daar's altyd nuwe lewe en daar's altyd 'n nuwe begin wat wag. Ek wil afsluit met Genesis 9 vers 11. Ek sal my verbond met julle hou. Mens en dier sal nie weer deur vloedwaters uitgewis word nie. Daar sal nie weer 'n oorstroming wees wat die aarde sal oorweldig nie. Vers 13 sê God, my reënboog het ek in die wolke geplaas. Dit sal die teken wees van die verbond tussen my en die aarde. Dit was die hoop waaraan Noag vasgehou het. Hy het vasgehou aan die God wie hy geken het. Die Vader, die skepper van die heelal, die skepper van hom en sy gesin. Hy het vasgehou aan God se liefde vir hom. En net so kom God en het God vir ons hierdie hoop gegee. Net so het God gekom en hy het vir ons gesê, die gevolge van ons, dis nie nodig dat die gevolge van ons sondes tot die dood lei nie. Want hoekom? Ek het jou so lief gehad. Ek het jou so lief, nog steeds. Ek het jou so lief, dat ek my enigste seun vir jou gestuur het. Johannes 3 vers 16 ken ons. God het die mensdom so lief gehad, dat hy sy enigste seun vir ons gegee het, sodat elke een wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En dit is waaraan ons vashou. Dit is waar ons aan vashou. Aan die God wat vir my en jou so lief is, dat hy sê, ek het my seun vir jou gestuur. Ek weet jy gaan verkeerd doen. Ek weet jy gaan nie sonder sonde wees nie. Maar ek gee vir jou die oplossing. Ek gee vir jou die hoop in my. Ons hoop is in Christus. 1 Johannes 1 vers 9 staan daar. As ons sondes bely, is hy getrou en regverdig om ons sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Julle, diegene wat gesterf het in die vloed in Noag se tyd, dit was die regverdige gevolge van hulle sonde. Maar Jesus Christus het gekom en hy het daai dood vir ons kom dra. En dit is hoekom ons die hoop in Christus kan hê. Ek wil hê ons moet ons oë toemaak en hulle gaan vir ons 'n liedjie speel. En ons het net al voor worship kon jy met die Here praat oor enigiets, maar ek wil regtig bid dat die Here nou sal kom en jy sal weet waarmee jy moet deel nou. Wat is dit wat jy met die Here moet praat na aanleiding van hierdie preek en die woord wat uitgegaan het? Dalk is daar iets wat jy moet neerlê voor hom. Dalk is daar iets wat jy struggle mee, wat jy vir die Here moet sê, Here, kom breek hierdie ketting los, Here, kom maak my vry van hierdie. Here, ek kan nie meer sonder U nie. So kom ons maak ons oë toe.